Goeiedag, my naam is Arnold Eys en dit is my wonderlike voorreg om jou saam met my te kan hê. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek vertrou die Here dat jy vandag uit jou sokkies uitgebless sal wees. Jy weet, die woord van die Here sê dat die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. So as jy vandag geloof nodig het, dan jy nodig om woord in jou lewe in te kry. En die woord van die Here transcendeer alle tyd en spasie. Dit word nie beperk deur die hier en die nou nie. So alhoewel hierdie opname al vroeër gedoen is hierdie dalk die oomblik wat God met jou wil praat en waar sy woord in jou unieke omstandighede akkuraat en spesifiek en so vir jou relevant gaan wees. So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons staan vir 'n oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. As jy sit tussen die varke en jy is moeg van die stank en jy's moeg van die reuk en jy's moeg daarvan om jouself te verwyd vir wat kon wees. Ek wil sê die Here het gesterf om mense te herstel wat selfs stupid besluite geneem het, man. You've got to raise your faith. Waar is jou geloof? Waar is jou geloof? Kan ek jou gesê waar baie ouens se geloof is? As hulle sê, Here, jy het die belofte gegee, maar ek sien dit nog nie, Here. Elia op 'n kol sê, hy sê, I can hear the abundance of rain. Hy sê, I can hear it. Dan sê hy vir sy dienskneg, gaan klim op in die berg en kyk oor op die see of jy iets sien. Die reën is nog nie daar nie, maar in geloof sê Elia, ouens, ek kan dit al hoor. Ek sien dit nog nie, maar ek kan dit hoor. En die dienskneg hardloop, en hy kom op die berg, hy skree terug, Elia, daar's nog niks. En hy kom terug na Elia sê, gaan kyk weer. En hy sê, Elia, daar's nog niks. Hy kom by Elia sê, gaan kyk weer. En hy gaan kyk, en hy kom terug, Elia sê, gaan kyk weer. Elia sê, gaan kyk weer. Elia sê, gaan kyk weer. Hy het nie opgehou, hy hoor dit, maar hy sê, sy geloof is not gonna quit on me, I'm gonna have faith in God. En toe hy om die sewende keer stuur, sê hy, Elia, ek sien 'n wolkie soos 'n hand, opkom, oor die see, en die Bybel sê, in 'n oomblik is die hele plek vervul met donker wolke, en reën het geval, en wat dors was versadig. Kom ons fast forward na 'n ander gedeelte toe. In Matteus, is daar 'n man, opperste oor 100, die Engels noem hom 'n centurion, hy het 100 mense op hom, en die Bybel sê, hy kom by Jesus aangehardloop, en hy's uit asem, en hy sê, Jesus, my knegg lê by die huis, en hy ly aan ewige pyne, kom en maak hom gesond. Kom en maak hom gesond. Here, hoe langer jy gaan wag, hoe erger raak het, want hy ly aan pyne, hy is in pyn in hierdie oomblik. En dan sê Jesus, is reg, ek sal kom na jou huis toe en ek sal hom gesond maak.
Dan sê die centurion, nee, Here, dis nie nodig nie. Here, ek is 'n man van gesag. As ek vir my knegte sê, gaan hulle. As ek vir hulle sê, kom hulle. As ek vir hulle sê, doen dit, dan doen hulle dit. Here, jy hoef eers na my huis toe te kom nie. Al wat jy hoef te doen, is om 'n woord te spreek en my knegt sal gesond raak. Hierdie man exceed selfs Jesus se expectations. Jesus sê, ek sal kom. Hy sê, jy het nie nodig om te kom nie. Jy is God. Jy is God. There's no God like Jehovah, het ons net nou gesing. There's no God like Jehovah. Wie is hy vir jou? En hierdie ou besef, weet jy wat, jy's 'n man van autoriteit, jy hoef nie eers te kom nie, spreek net 'n woord. En hy gaan genees. Hoor nou. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder. Aan die een kant verwonder hy hom oor hulle ongeloof, en aan die ander kant is hy verwonder oor sy geloof. Aan watter kant van die twee staan ek en jy? Vanoggend met jou situasie. Toe Jesus dit hoor, het hom verwonder en al sy volgelinge gesê, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel, en hierdie man was nie Israeliet nie, maar selfs in Israel het ek nog nooit so groot geloof gevind nie. Toe sê Jesus, ek skiep na vers 13 toe, vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees, soos jy geglo het. Laat jou wonderwerk wees in verhouding met jou geloof. Jy het 'n groot geloof gehad, daarom gee ek jou groot wonderwerk. Gaan en laat dit wees volgens jou geloof. En sy knegt, halleluja, het gesond geword van daardie uur, want iemand het gedurf om geloof te openbaar. Iemand het dit gewaag om te sê, Here, jy kan die onmoontlike doen. As ons in ongeloof sit, dan doen ons nie reg aan hom wat in ons lewe nie. Ek wandel nie deur aanskouing nie. Ek wandel deur geloof. Dit beteken, as ons glo, en ons sê, Here, U gaan ons gemeente laat groei. Dit was 'n goeie plek om amen te sê. Kom ek doen dit net weer. Ons kan dit delete en dan sit ons net hierdie stukkie nou waar almal nou gaan amen sê. Ons sê, Here, jy gaan ons gemeente verdubbel. Dan sê dit, as ons dit sien, dan breek ons mure uit en ons bou 'n stuk aan. Verstaan jy, want ons sien nie, ons wandel nie deur aanskouing nie. Ons baseer nie op die besluite waar ons nou is nie. Ons baseer nie ons besluite deur die feit dat ons dalk nog in gevangenskap in Egipte is, as Jesus vir ons 'n groter belofte gegee het nie. Sê, as jy getrou wil wees aan my, glo my, ek gaan jou nie soos 'n aap laat lyk nie, ek is getrou om jou geloof te eer. Ek eer geloof. Dis wie ek is. Hê geloof in my, want ek woon in jou. Geloof is die manifestasie van Christus in jou. Is jy nog saam met my? OK. So as ons sê, jy glo God, dan moet jy eintlik wees, soos die knegt wat gaan kyk het, ek het nou gebid, Here, gebeur nog niks nie. Here, kom ek hou aan met bid. Kom ek gaan kyk. Ek weet die reën kom, want ek hoor dit deur geloof. Ek sien dit nog nie, maar een of ander tyd is daar 'n hand oor die see en die wolke vermeerder en dit word groot. Is jy bereid om God te glo en God te vertrou? Die uitleg het gesê, die Here vra jou, waar is jou geloof? Waar is jou geloof? Kom ons gaan aan. Geloof, die teenoorgestelde van geloof is nie ongeloof nie. Die teenoorgestelde van geloof is vrees. Want vrees verlam jou. Vrees maak dat jy nie wil gaan nie. Toe die 10 ouens sê, dis 'n awesome land, dis 'n awesome belofte wat die Here vir ons gegee het, maar die Here speel speletjies met ons, hy wys ons die belofte, maar hy bemagtig ons nie om dit in te vat nie. Toe is daar ongeloof, toe is daar vrees. En hulle sê, omdat die reëse so groot is, kan ons nie die belofte invat nie. Hulle het eintlik gesê, ons vertrou die reëse meer as die woord van die Here. Ons maak hulle 'n groter God
as ons Here. Ons is meer getrou aan hulle as aan die Here. Ons is getrou aan hulle en ongetrou aan God. Ek ry 'n 1400 Golf. Hy het nou eers 80.000 kilos op, hoor. Maar voor hom het ek nog 'n Golf gery wat so 240.000 op het. En as dit 'n koue wintersoggend is, dan vat die kar nie altyd ewe maklik nie. Nee, hy sies partykeer, jy sukkel, né? Hy sies partykeer, so die teenvoeter vir hom is ek moet antifreeze ingooi. Dat is so 'n bietjie hardloop, dat die engine so 'n bietjie gel, want as die antifreeze in is, as die antivrees daar is, as die geloof daar is, dan kan die kar my bring na waarheen ek wil gaan. Geloof is antifreeze. Ek het dit nie gelees nie, die Here het my dit gewys. Okay. Geloof is antivrees. Kan ek gou vir jou dit sê? Vrees is 'n vorm van geloof, maar is geloof in die verkeerde ding. Dit is geloof in die verkeerde ding. Daai ouens wat die land moes inneem, het eerder hulle geloof gesit in die vyand, as wat hulle geloof gesit het in God. Die ding van geloof is nie net hoe groot die geloof is nie. Kom ek illustreer dit so. Hierso is Arnold. Julle almal sien my, né? Waar as jy my sien? Waar as jy my sien? Ek wil hê jy moet my sien. Hierso is Arnold. Hierso is 'n preekstoel. Waar as jy die preekstoel sien? Waar as jy die... Kom ons sê, ek het 'n situasie. En ek sê, goed, ek hoor dat daar is... Chris, ek hoor daar is geloof, daar's krag in geloof. Nou sit ek my geloof in die preekstoel. Ek het 'n massive geloof. Ek sê, hierdie preekstoel gaan my nie drop nie. Gaan my geloof werk? Dit maak nie saak hoe groot my geloof is nie, voor ek glo. Moet ek eers bepaal waarin ek glo. Want my verlossing word nie bepaal deur die grootheid van my geloof nie, maar in wie of in wat ek my geloof sit. Ek kan 'n groot geloof hê, maar as die een in wie ek glo niks kan doen nie, dan help dit my niks nie. Dit help my niks nie. So I gotta have faith in God. Wat my terugbring na die begin van die preek toe, en dit is, wie is Jesus Christus vir jou? Hulle ongeloof het voortgespruit vanuit hulle persepsie van wie Jesus is. Hulle het hom nie gesien as die seun van God nie. Hulle het gesê, is hy nie, het ons nie saam met hom gespeel toe ons klein is nie, albasters, en is sy broers en sy susters nie saam met ons nie? Wie dink hy is hy? En dit kweek ongeloof by hulle, en die Here sê, weet jy wat, julle sny my hande af om te doen wat ek wil doen. Wie is God vir jou? In wie is jou geloof? Ek praat met jou oor om in verbaasdheid te wees oor wat die Here gedoen het. Hoe groot is jou geloof? Nou sê die Bybel in Hebreërs 11 vers 6, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die Engels sê dit dalk mooier, without faith it is impossible to please God. So hy sê, with faith it is possible to please God. With faith you can please Him. You need to please Him. You need to be a person of faith. Without faith it is impossible to please God. En dan sê hy, want hy wie tot God kom, moet glo dat hy is. En dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Hy maak 'n distinction. Hy sê, voor jy na God toe kom en glo dat hy 'n beloner is, glo eers wie hy is. Wie is God vir jou? As jy na hom toe kom in geloof,
moet jy kom en glo dat hy is. Hy is die groot ek is, hy is die groot geneesheer, hy is die doper van die Heilige Gees, hy is die maker van die onmoontlike, die een wat die storm stil maak, wat weer vlees aan die bene sit, die een wat dit wat dood is weer laat lewe. Hy is dit. Jy moet na hom toe kom en glo dat dis wie hy is. Want hy wie tot God nader moet glo dat hy is. Wie is hy vir jou? Hoe lyk jou geloof? Moet glo dat hy is en dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. En dat hy is 'n gewer van alle goeie gawes. En dat hy is die een wat vir jou wil goed wees. Glo jy dit dat God vir jou nog wil goed wees? Dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Het jy genoeg geloof om hom te soek en te weet dat dis wie hy is en hy wil vir jou beloon? Hy wil jou beloon. Hy is nog dieselfde. Ek sens net hierdie jaar moet ons die Here vertrou vir goed soos nog nooit. Ek praat van wonderwerke, ek praat van genesings, ek praat van deurbrake, mense wat gered word uit erge ellende uit. Dat ons hande vir mense opsê en sê, Here, hier is die hande van Jesus wat ek oplê. Here, genees hierdie persoon nou in Jesus se naam. In Jesus se naam. Jy moet saam met ons glo. Dit beteken ons moet ruimte maak. Dit beteken ons moet plek maak. Dit beteken ons moet aan God die aanbidding gee wat hom toekom, want dis wie hy is. Want ons glo as ons tot hom nader, hy is en hy is 'n beloner van die wat hom soek. Hy is 'n beloner van die wat hom soek. Ek sluit af. Ek vat jou weer na daai vyeboom gedeelte toe. Toe die ouens verbaas is oor die vyeboom verdroog het, is Jesus eintlik nie, hy sê, wat is die issue hierso? Die issue is dit. Dan sê hy, as jy vir die boom sê en jy het nie geloof nie, of jy sê vir die berg en jy het geloof en jy glo, dan sal dit gebeur, maar voor hy dit begin, sê hy net weer hierdie 4 woorde, have faith in God. Jy moet dit opdeel in 2. Die eerste gedeelte wat hy sê is, you got to have faith. Né? Preekstoel in my, you've got to have faith. Ek het die faith. Maar dan sê, you've got to have faith in God. Have faith in God. Have faith in God. Wil jy nie weer vir my touch me aansit nie? Have faith in God. Faith is forwarding all issues to heaven. Om te leef via hoofkantoor. Sê, Here, wat sê U? Jesus het niks gedoen, en sy die Vader om dit nie gewys het nie. Jesus het niks gesê, toe maak ek vir die PowerPoint uitprint. Jesus het niks gesê, en sy dit nie in lyn was met die Vader se wil nie. Om geloof te hê, beteken om te wandel binne die bladsye van hierdie boek. Kan vir my aansit, hoor. So vanoggend sê ons, He touched me. En miskien dink jy, maar hoekom raak die Here my nie aan nie? Hoekom het ek nie my wonderwerk nie? As dit ek was, en ek het 'n aanraking nodig gehad het ek myself gesit op 'n collision course met Jesus Christus. Ek sou uitgefigure het, wat is sy itinerary? Okay, vanmiddag 2 uur, kom hy seker hier verby. Ek gaan so Saggeus in 'n boom sit, en sê, as ek hom sien kom, gaan ek voor die pad by hom inspring. Of miskien gaan ek wees soos die vrou, wat aan bloedvloeiing gelei het, en gesê, al kan ek nie by hom uitkom nie, gaan ek desperaat, al kan hy my nie aanraak nie, hom aanraak. Miskien gaan ek wees en sê, ek is te swak, ek kan niks doen nie, maar ek het 'n paar mense om my wat sê, kom ons stel jou op 'n stretcher, kom ons klim op die dak, kom ons maak 'n gat in die dak en ons laat sak jou tot by die voete van Jesus. Maar as jy desperaat genoeg dat hy jou moet aanraak, is jy bereid om ruimte te maak vir jou wonderwerk? Are you going to have faith in God? Lord, touch me. He touched me. I was so desperate enough that I believed what He said He would do, He will do.
will do it. He is faithful. I will be faithful to him. I will be full of faith for him. Because of who he is. Kom aan, charisma. Jy is by die 4de en die 5de en die 6de plek waar die Here vra jou, gaan kyk. Gaan kyk of jy iets sien. Jy het kanker, gaan dokter toe, sê dokter, doen weer 'n scan, hulle het vir my gebid. Hulle het vir my gebid, doen weer 'n scan. Doen weer 'n scan. En sê vir my, is ek skoon of is ek nie skoon nie? Jy is nie skoon nie, is reg dokter. Ek kom terug na jou toe. Ek gaan dit weer vir my bid. Hoe groot is jou geloof? Waar is jou geloof? Klein gelowige. Miskien voel jy Arnold, I don't get this, it's fine. Ek kry ook nie die hele ding van dit nie, maar die Here het my genoeg gegee om vir jou te gee. Jy leef van geloof tot geloof, so miskien is jou geloof net so klein soos 'n mosterdsaadjie. Dan is dit genoeg. Want as jy die geloof van 'n mosterdsaadjie het, dan het jy genoeg geloof om die saadjie in die grond te sit. En dit vermeerder die saad. Want hy ontkiem. En hy word groter. En later het jy 'n oes van geloof wat ander by jou kan kom pluk. Daarom het jy 'n skild van geloof wat jy voor kan uitstrek en sê, vyand, elke pyl van verwoesting, elke pyl wat jy teen my kom om te kom steel en te slag en te verwoes, sal niks teen my uitrig nie. No weapon formed against me shall prosper by faith. As jy die geloof weghaal, is jy open target. Maar as jy die geloof daar sit, kan jy grond inneem. Hy kan maar skiet. Ek is op pad ergens heen, want ek weet God het my geroep en hy het my 'n droom gegee. En die pyle kan maar slaan, maar ek is op pad ergens heen deur geloof. Here, dankie vir hierdie woord. Het is deur geloof dat ons kerk toe gekom het. Het is deur geloof dat ons iemand aanbid wat ons nie sien nie. Het is deur die geloof wat ons hande opsteek vir 'n onsigbare God. Het is deur die geloof dat ons met ons mond sing vir 'n onsigbare God. Het is deur geloof wat ons lewe. Het is ongeloof wat ons doodmaak, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Here, ek bid hierdie woord, dat U dit in harte sal lewend maak. Here, U Gees met mense gepraat, U Gees het dinge uitgewys. U roep ons, en ek bid dat ons as gemeente nie sal skuldig staan aan die feit dat ons God vir te min vertrou het nie. Dat ons gesondig het, omdat God nie God vir ons was nie. Daar wil ons 'n kans gee, we want not to be people pleasers, but to be God pleasers. For without faith it is impossible to please God. We want to please you. U plan vir ons lewens, U plan vir ons gemeente, U plan vir ons dorp en vir Suid-Afrika, laat ons U vertrou. Laat ons U vertrou. As jy hier vanoggend is en jy wil net op jou voete staan en sê, Here, ek gryp U opnuut aan. Here, ek gaan my sit in 'n collision course met U. Wanneer jy jouself in 'n collision course sit met hom, dan is jy partykeer en jy ontmoet hom, dan is dit soos 'n kop-aan-kop botsing. En jy sterf, maar jy sterf sodat hy in jou kan lewe. Jy gaan nie dieselfde bly nie. Maar as jy bereid to step it out en sê, Here, ek sal deur die skare, die soem van die kleed aanraak. As jy hier is, jy sê, Here, kom my ongeloof te hulp. Soos die pa gesê het van die seun wat met die duiwels besete was, as jy net wil sê, Here,
Kom my ongeloof te help, wie net op jou voete staan nie. Is iemand wat genoeg geloof het om te sê, Here, ek sal op my voete staan, al is ek die enigste een in hierdie gebou. Here, maar vanoggend het ek U nodig. Vanoggend kom deur vir my, vanoggend bring oorwinning, Here, ek vertrou U vir meer. Ek bid dat ek U droom van my lewe sal sien en dat dit my sal, Here, dat dit al maak dit my bang, dat ek sal weet, die visie is groter as ek en net God kan doen. Net God kan my huwelik red, net God kan my finansies 'n wonderwerk doen, net God kan my emosioneel heel, net God kan my verslawings wegvat, net God kan my help om reg te dink, net God kan my help, net die Here, net die Here, net die Here. Net die Here kan dit doen. Staan op jou voete, kom ons sing hierdie lied saam, begin vir my van voor af. Dan sing ons net saam, He touched me, He touched me. Het sing het uit in geloof en dan bid die Here, sê God is touching me, He is here. Kom ons hê 'n bietjie Pinkster, daar wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. As jy hier staan terwyl ons hierdie lied sing, en jy wil hê ons moet jou bedien, of net ons hande op jou lê, wie net gou vinnig vorentoe kom nie. If you want the hands of Jesus on you, if you want Him to touch you, kom gou vorentoe, kom gou vorentoe. Ons net vir jou bid, sê Here opnuut, al is dit die 5de of die 6de of die 7de keer, we will keep on trusting and believing you. Hallelujah for what it is you want to do. Dankie. Ons moet hierdie uitsending ongelukkig daar stop. Maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vandag ons deel gemaak het van jou dag. En my gebed is dat die Heilige Gees regtig, groot opregtheid, die naprediker van hierdie woord mag wees. Dat hierdie woord in jou lewe groot vrug sal dra. En jy sal ag Here op en dat jy net sal beleef dat God inderdaad gesterf het, dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Tot volgende keer groet ons U en ons hoop, ons het hierdie voorreg weer saam met jou, om saam te sit en te luister na wat die Heilige Gees vir ons deur sy woord wil sê.